Voor ons vanoggend gaan begin, kom ons sluit dit ons oë vir 'n oomblik. Abba Vader, ons is hier by mekaar vir een rede alleen, because we are hungry and thirsty for you. Here, en ek verklaar vanoggend, Here, ek pleit dat U met ons sal praat, met ons elkeen sal worstel, Here, sodat ons al hoe meer en meer gevorm sal word. Al hoe meer gevorm sal word deur die pottebakker, om soos U seun Jesus Christus te wees. En ons sê, Amen. Amen. Kan ek gou sien, wie van julle was al ooit op 'n skattejag? Skattejag, so 'n paar hande wat opgaan. As 'n kind, kan jy onthou as 'n kind het ons altyd gespeel, ek sal nooit vergeet nie, ons het altyd as kinders, het ons hierdie skoenboks gehad. En hierdie skoenboks was gevul met lekkers. En dit was ons skat, it was our treasure. Julle en ons het hierdie avonture gehad en ons het probeer om ons skat meer te maak. En daai tyd kon jy kon baie lekkers gekoop het vir R5. Onthou jy daai? Okay? Julle, ons het daai boks vol gemaak en daar was allerlei raaisels wat ons uitgehaat het en ons was soos pirates wat die ding moet ontleed, gevare langs die pad. Maar maak nie saak wat nie, ons moet net seker maak dat hierdie skat, wat vir ons belangrik is as kinders, wat ek nou oor lag as ek terugdink, moet net bewaar word. Ons het dit weggesteek van mekaar. En dan moet ons dit nou gaan vind. En dit was groot pret gewees. Nou, ek weet kinders, wat is vir kinders altyd lekker? Sweeties. Sweeties, waar is ons kids? Vir die groot mense ook, skies. Ek is jammer, Tannie. Vir die groot mense ook. Nou, hier is wat ek 'n paar, onthou julle hierdie chocolates. Nou dat dit goud is, nou lyk dit sommer lekkerder. Is dit nie so nie? Oep, daar val eene. Daai kinders is al klaar soos, kom hierso. Kom, ek kan sien jy wil eene hê. Kom hier. Daar's hy. Daar's vir jou. Daar's vir jou 'n paar. Nee, julle moenie. Jy's okay, jy kan vat. Daar's hy. Kom staan julle vir my bietjie voor. Hier's nog 'n paar kids. Daar's ook iemand. Kom staan hier so voor gego vir my. Kom staan hier voor. Ek het baie. Moenie worry nie. Ek het baie. Ja, kom staan hier voor. Kom staan hier voor. Wag, hierso voor. Al die kinders. Maar ek staan gou hier voor. Okay, wag. Hou gou vir my so vas. Hæ? Kyk, is julle reg? Ja. Ek gaan dit opgooi, dan gaan julle kyk of julle kan kry van dit. Is julle reg? Is julle reg? Ja. Is julle reg? Nee, maar nie mekaar slaan nie asseblief. Julle moet share daar. Sy weet meer as ene. Kom deel daarso vir haar ene ook. Sy. Dit is baie interessant dat ons was baie opgewonde. Julle kan vir ons gaan sit. Dankie julle. Gaan sit vir ons. Nou wil ons nie share nie. Nou beklei ons. Ek sien iemand gryp sommer iemand en ruk hom hier weg. Dis myne. Dis myne, my skat. Dis myne. My vraag vanoggend aan jou, wat is die grootste skat in jou lewe? Wat is vir jou belangrik? Ons is weg gewees vir so 3 dae by die pastorie Koop. Ons as pastoor, dit was amazing gewees. En ons het gehoor van 'n verhaal van een van die pastore wat 'n jaar terug het sy huis heeltemal afgebrand. En hy het alles verloor. As jou huis vandag sou afbrand, waaroor sal jy upset wees? PlayStation. Hy sal upset wees oor die PlayStation. Party van julle manne sal sê, Wayne sal sê, "Ag, my visstokke." Nee, my visstokke. Ander manne sal sê golfstokke. Vrouens, wat sal julle sê? Troufoto's. Troufoto's. Julle, okay, moet my nie judge nie, né? Asseblief, hierdie is 'n kerk van liefde. So in my huis, my vrou, sy pak goed mooi weg en ek gooi goed weg. Okay, hulle sê opposites attract. Ek gooi maklik goed weg en
ek sien my vrou gaan weg die Vrydag en ek sê vir die werker, nou is ons kans. En ons spring in daai garage en ek pak daai bakkie, ek wil net nie hê my vrou moet terugkom nie. Ons moet nou ontslaa raak van goed. En ek ry weg, ek gooi goed weg, haal by die dumps. En my vrou kom terug en sy stap in die garage en die eerste ding wat sy my vra is, waar is daai klein boks met ons troufoto's in? Nou is ek is kwaad vir my vrou, want wie se troufoto's in die garage? En sy is kwaad vir my, want hoekom vra ek haar nie? En ek en my vrou is daar in mekaar en die werker ou Woesie, hy staan aan die kant en hy gaan, En hy sê vir my, no pastor, we must go back. Ek sê, Woesie, ons het alles daar by die dumps gegooi, ons gaan dit nie kry nie, dis weg. Hy sê, pastor, but we must try. Julle, ek is kwaad, ek spring binne in die bakkie, ek ry weg. Jy weet daai. Kom by die dumps aan, ou Woesie sê vir die werkers daar, hoorie, wat het alles gebeur? Die wag waar ons staan gaan, hy roep al die werkers bymekaar wat daar is. Hy vertel hulle wat aangaan. Daai werkers spring in daai dumps in. In 10, jy sien net bokse waai en goed. 10 minute later, hier kom hulle met my trouboek. En die een ou sê, I saved your marriage. Ek is baie dankbaar, ek het vir almal koeldranke gekoop. What you chase reveals what you treasure. Wat is vir jou belangrik? Ons het hierdie week en ons as pastore praat oor hierdie goed en ons is so lekker om saam te werk met dit, maar Matteus 13 vers 44 sê dit, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Hier probeer, dit kom vir ons, Jesus probeer iets verduidelik van hoe amazing, waardevol die koninkryk van God is. Hy probeer dat ons iets verstaan van hierdie skat wat hy vir ons gebring het. En ons almal het verskillende dinge wat vir ons belangrik is. Dit is baie maklik vir my om actually te sien wat vir jou belangrik is. Bring my jou budget en ek wys wat vir jou belangrik is. Is dit nie so nie? Nou, ek gaan 'n bietjie met julle praat oor my skat. Nou ons kry, ek noem altyd my vrou, dis my troetelnaam vir haar, my skat. She's a treasure for me. Ek dink daai dag was ek nie 'n treasure nie, maar ons kry die storie van Abraham en Sara, sy vrou. En Abraham is geseën, die woord sê hy was 'n baie ryk man, hy het baie skape gehad. Ek is seker wel daai tyd was 'n klomp tente. Die Here het goed voorsien vir Abraham. Maar Abraham se grootste begeerte was 'n nageslag. En op 75 jarige ouderdom ontvang hy 'n belofte van God, nie net vir homself nie, maar vir die hele wêreld. Dat hy vir hom 'n seun gaan gee. En waar hulle wag vir 25 jaar vir hierdie kind om te kom. En ons weet Abraham het later sy eie planne probeer maak. Sarah het gesê, slaap met my slavin. En ek meen Abraham het dadelik gesê, nee, ek kan nie so iets doen nie. Nee, hy het met haar geslaap en daar het ook 'n kind gekom, maar dit is nie wat God wou gehad het nie. Maar daar was nog steeds 'n plan in dit. Sara was 90 jaar oud gewees. Die dame is 90 jaar oud, sjoe. Toe sy uiteindelik hierdie seun inbring. En Isak was gebore en hy was die grootste skat wat gekom het. Het julle al gesien as dit 'n kind is in die huis, die enigste kind en almal het gewag, oupa en oumas, julle koop enigiets wat daai kind wil hê. Dis 'n skat, dis belangrik. En hier kom God in Genesis 22 vers 2 en hy sê, then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love. Wow, stop die bus. Maar
Hagar het ook 'n seun gehad, Ismael. En tog kry ons dat God iets verstaan van, hierdie is sy skat, hierdie is die een waarvoor hy ontsaglik lief is. And go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering. Julle, ek kan nie myself indink waartoe Abraham gegaan het nie. Ek weet my kind is nou 13 en daar's oomblikke wat ek sal sê, ja Here, ek sal hom vat vir u. Sorry, daar ontbloot ek nou iets in my huis. Weer dit gebeur nooit by julle nie. Maar in daai tyd was dit so gewees, dat die gode, dit was deel van die kultuur, dat jy moes net die gode het al die mag gehad. Die gode het veroorsaak dat dit jou oes sal opkom of af sal gaan. Jou gode het veroorsaak dat daar sou siekte wees. Jou gode, en jy moes alles in jou vermoë doen om net hierdie gode gelukkig te hou. So jy het offers gebring. Hulle praat van dat hulle het self gesny om te wys om die gode gelukkig te hou en selfs hulle kinders opgeoffer om hierdie gode gelukkig te hou. So hoekom doen Abraham dit? Hoekom vat hy Isak? Want ons moet besef, hy het besef wie God is. Hy het besef wie God is. En hy het hom vertrou en geweet, al sterf Isak, God sal hom net weer uit die dood laat opstaan. Dis hoe hy God vertrou het. Hy het besef hoe waardevol is die koninkryk van God. Dit is groter, beter, meer liefdevol, meer magtig as enigiets op aarde. En in Genesis 22 kry ons waar dit sê, do not lay a hand on the boy, he said, do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Daar's iets wat binne in ons moet gebeur, wat besef dat alles op hierdie aarde, alles op hierdie aarde is waardeloos teenoor die koninkryk van God. Die beste manier hoe ek dit kan beskryf, my kinders is nou 'n bietjie ouer, so nou kom ek agter om met hulle games te speel, ek wen nie meer nou die hele tyd nie. Dit raak moeiliker. En ons ontdek, ons is 'n naweek weg, ons ontdek nog hierdie ou original Monopoly set. En ons sê ons gaan Monopoly speel. En ek is seker, hier's baie van julle wat nou 'n paar traumatiese flashbacks het. Maar ons speel hierdie game, en ons weet die strate het ons nou waarde in die huise, en ons begin beklei, julle, dit raak passievol hierso. My dogtertjie is later so ryk, daar's nie 'n manier wat sy bankrot gaan raak nie. En ons later doen ruiltransaksies, nee, ons beklei, hierdie huis is nie soveel werd nie, en julle ken die show. En maar dis baie keer hoe ons op hierdie aarde is met ons besittings. Maar kom ek vat daai Monopoly geld, daai hotelle, en ek gaan hierso na die kafee toe en ek sê, kan ek 'n brood kry asseblief? Die Monopoly geld is worthless. En baie keer wat ons nie besef nie, alles wat ons hier bymekaar wil maak, hierdie wêreldse skatte, is Monopoly geld teenoor die koninkryk van God. Do you understand what you have received? My wêreldse skatte is waardeloos teenoor die eindtydsprentjie. Nou, wanneer ons die koninkryk van God, hierdie geskenk wat God vir ons gee, bring, dan herinner dit my baie aan Saggeus. Onthou julle die storie van Saggeus? Altyd gesing, Saggeus was 'n baie kort man. Ek kan nie die liedjie reg onthou nie, maar hy was 'n kort man gewees. Maar mense het nie van hom gehou nie, want weer eens, hy was SARS. Wie hou van SARS? Daar's een hand, kom praat met my na die tyd. Ons sal bid. Okay, maar Saggeus, hy was oneerlik. Mense het nie van hom gehou nie. Hy was ongewild. As hy verby in die straat kom en hy wil met mense praat, dan ignoreer almal hom. Hy het alles gehad. Alles wat sy hart begeer, hy het geld gehad, hy kon huise koop, hy kon maak wat hy wil, maar nog steeds was daar iets tekort. En Son het dit so mooi gesê laas Sondag, wat hy gesê het, almal loop uit, maar Jesus stap in.
Jesus stap in sy lewe in en bring vir hom die grootste geskenk, die koninkryk van God. En hy ontdek genade en liefde en hierdie ontsaglike vryspraak. En hy besef wat hy ontvang het en sy reaksie wys dit. Hoor gou hier. Lukas 19 vers 8 sê, maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. Krik, krik. En waar ek iets van iemand anders afgepers het, gaan ek 4-dubbel teruggee. Daarop sê Jesus, en hierdie het my omgeslaan. Vandag het daar redding in hierdie huis gekom, ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Hy's 'n kind. Dit wat hy gedoen het, hy verstaan iets van wat hy ontvang het, soos wat Abraham verstaan het wat hy ontvang het. En hier is die beste ding van alles, Jesus het nie vir hom iets gevra nie. Jesus het nie na hom toe gekom en gesê, okay Saggeus, ons moet nou deur jou boeke gaan en dan moet ons nou besluit hoe ons hierdie ding gaan regmaak. Nee, hy het hom niks gevra nie. Jesus het geen bedrag genoem nie. Saggeus het net self besef wat hy ontvang het en gesê, dit wat ek het is worthless compared to the gift that God has given me. En hier kom Jesus en hy verwys terug na die storie van Abraham, wat bereid was om sy grootste skat te gee. En hy sê, dat hierdie is immers 'n kind van Abraham. My vraag aan jou vanoggend is, sal God jou noem 'n kind van Abraham? Besef jy wat hy vir jou gedoen het? Want dit het 'n impak oor hoe jy reageer. Want ongelukkig leef baie mense so, want hulle het dit nog nie gesnap nie. Baie mense leef nog soos in die ou tyd wat hulle gode amper wou net gelukkig hou. Wat hulle net wil sê, julle hoeveel moet ek gee sodat ek net die Here kan gelukkig hou? Bram, is dit 10% van my bruto of my netto inkomste? Dan werk ek hom uit tot op die sent. Want ek wil net nie die Here kwaad maak nie. Of ons gaan in negotiations in met God. Here, nee, ek gee nou nie hier nie en ek gee nou nie van daai nie, maar jy weet, ten minste is ek by die kinderkerk. Dis wat ek doen, of jy weet, ek skinkie koffie, of ek gee daar 'n bietjie geld. Dit is amper asof dit net, ek wil net seker maak die Here is gelukkig, want ons dink nog steeds ons moet gee om genade te ontvang. Julle, Jesus Christus het gekom om vir jou 'n geskenk te gee. 'n Geskenk is nie 'n geskenk as jy iets moet teruggee daarvoor nie. Dis dan 'n ruiltransaksie. En die ergste van alles is, as jy dit nog 'n stappie wil verder vat, Christene vergelyk hulle offers. Ek was die hele naweek by die kerk gewees. Nie soos Koos nie. Hy was nie eens laas Sondag by die kerkie. Ek werk harder as die pastore. Bid vir meer mense. Ons moet so versigtig wees vir ons hart, julle. Die hart is bedrieglik bo alle dinge. Maar hier's wat gebeur. Saggeus, hy gee nie uit 'n plek om genade te kry nie. Hy gee vanuit genade en dankbaarheid. My vraag aan jou is, gee jy vanuit dankbaarheid en genade uit? Want weet wat, as jy gee van daai plek af, sê die woord baie duidelik, you will have joy in your heart when you do it. Jy wil dit doen, want jy besef wat hy vir jou gedoen het. Jy besef hoe waardevol hierdie geskenk is wat hy vir jou gegee het. Jy begin anders te kyk na die lewe. Jy begin anders te kyk oor alles. Jy besef, dis lekker om Monopoly te speel. Jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie jy mag nie daai mooi kar ry nie. Ek sê nie jy mag nie, but please make sure that it does not become your treasure. En as jy dit nie het nie, dan sê jy in die grond, dit gaan swaar.
God het ons meer gegee as wat ons selfs kan verstaan. En God sê, wie is die beste van alles? God se hart is so om vir ons nog te gee. Hy het al reeds vir ons gegee, dan sê hy, weet jy wat? As jy gee vir my koninkryk, dan gaan ek nog vir jou gee. Hoe amazing is dit? En dis my beloning. Jesus het die voorbeeld gestel, ons is besig met ons kruispad reeks. Julle, ek was in die afgelope paar weke so gebless met dit. En ek weet van so baie mense wat geseënd is met hierdie reeks. Dit het ons laat dink, laat diep praat. Maar wanneer ek die kruispad stap van Jesus, hoekom? Want ons is disippels van Jesus. Dan sê ons wat? Ons doen wat Jesus gedoen het. As hy die voorbeeld vir ons gestel het, dan doen ek wat Jesus gedoen het. En hoor wat sê dit, 1 Petrus 2 vers 21. To this you were called. To this you were called. Jy's geroep vir dit. Because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Hy het die voorbeeld vir ons gestel. Baie van die westerse manier van dink is, wat kan God vir my doen? Julle, as jy nog steeds sê, wat kan God vir my net doen? Dan moet jy jou hart ondersoek. Want God het al reeds vir my alles gedoen aan die kruis. Ek verdien dit glad nie. Glad nie. En omdat hy dit vir my gedoen het, I want to give all to him. All to him. Maar God is so goed, hy sê die volgende, Matteus 19 vers 29 sê. And anyone who has left houses or brothers or sisters or fathers or mothers or wives or children or fields for my sake will receive 100 times as much and it will inherit eternal life. Ek sê dit vandag weer, you cannot outgive God. You cannot outgive God. Maak nie saak hoe hard jy werk nie, maak nie saak, en jou motivering agter dit moet wees nie, ek wil net vir die Here gelukkig hou nie, jou motivering agter dit moet wees is, I want to do all of this because what he has done for me. Ek wil vra dat Teder, hy sê vir ons vorentoe kom, dankie. Ek wil hê kom ons staan net vir 'n oomblik saam asseblief. Kom ons staan vir 'n oomblik saam. Ek wil jy moet weer daai versie vir my opsit van Matteus 13 vers 24. Jy moet dit weer saam met my lees. Matteus 13 vers 24 sê die volgende, stop. Gaan vir my na Matteus 13 vers 44 asseblief. As hy. Ons gaan net saam lees en ek wil vra dat jy vir 'n oomblik jou hart sal oopmaak. En eerlik met jouself wees. En ek gaan dit weer lees. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Sluit vir my vir 'n oomblik jou oë. En ek wil jou 'n paar vrae vra. En hierdie is tussen jou en God. Ek wil jou die vraag vra, wat is vir jou van groot waarde? Wat is vir jou van groot waarde? Besef jy wat God vir jou gedoen het, dat hy sy lewe gegee het vir jou, omdat hy lief is vir jou. Nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat hy lief is vir jou. As Jesus vandag in jou huis instap, sal hy sê, hierdie man of hierdie kind is 'n kind van Abraham. Want hy verstaan iets van die offer. Ons almal is op 'n skattejag.
Die vraag is, wat se skat jag jy? Jaag jy agter die regte goed aan? Of is jou lewe maar vol monopoly geld? Maak jy opofferings in jou lewe omdat jy nog steeds God net probeer gelukkig hou? Of gee jy dit omdat jy groot geluk in jou hart het oor wat hy vir jou gedoen het? Abba Vader, ons loof en ons prys U vir die geskenk wat U vir ons gegee het. 'n Geskenk van onsaglike waarde, meer as wat ons kan hoop of droom. Here, vergewe ons waar ons baie keer soos ondankbare kinders is. Of baie keer ongefokus raak en begin agter goed weer ander hardloop, wat ons weet nie U wil is vir ons lewens nie. Here, ons wil ons tyd gee, ons wil ons lewe gee. We want to give it all to you. Nie net 10% nie, alles behoort aan U. En ons as U mense sê, Amen. Kan jy sit plek weer inneem?